Ek groet u vandag in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. En ek wil met 'n wonderlike woord na jou toe kom, wat vanoggend vroeg op my hart gelê is. En dit kom uit die gedeelte van Jesaja, hoofstuk 35 van vers 1 tot en met vers 10. Die woestyn en die dor land sal bly wees, en die wildernis sal juig en bloei soos 'n naris. Dit sal lustig bloei en juig, ja, met gejuig en gejubel. Die heerlikheid van die Libanon is aan hom gegee, en Siraat, die Karmel en Saron. Hulle daar sal sien die heerlikheid van die Here, die Siraat van onsse God. Versterk die slap hande en maak die stikkende knie vas. Sê aan die wat verraad is van hart, wees sterk, wees nie bevrees nie. Kyk, julle God kom met wraak en goddelike vergelding. Hy self sal kom en julle verlos. Dan sal die oë van die blindes geopen en die ore van die dowes ontsluit word. Dan sal die lamme spring soos 'n takbok, en die tong van die stomme sal jubel, want die woestyn breek waters uit die strome in die wildernis. En die gloeiende grond sal 'n waterplas word, en die dorsland fonteine van water, in die plek van jakkalse waar hulle gelê en rus het, as gras en riete en biesies. En daar sal 'n groot pad wees, en die weg van die heilige weg genoem word. Geen onreine sal daarop voortrek nie, maar vir hulle sal dit wees wie die weg bewandel. Selfs die dwaase sal nie dwaal nie. Daar sal geen leeu wees nie, en geen verskierende dier sal daarop kom en daar aangetref word nie. Maar die verlostes sal daarop wandel, en die losgekooptes van die Here sal teruggaan en na Sion kom met gejubel. En ewige vreugde sal op hulle hoof wees. Vreugde en blydskap sal hulle verkry, maar kommer en gesig vlug weg. Halleluja! Wat 'n vertroostende woord, dat in die dae van moeilike tye, in die dae waar ons nie antwoorde het, in die dae waar ons vyande het, in die dae wat selfs die kerk vergeld word, in die dae waar selfs die woord van die Here weggestoot word, en daar nie meer antwoorde is nie, en dit lyk donker, en dit wil amper lyk asof dit wil donker bly, en ja, wil nie 'n verandering kom nie. Wil ek vir jou sê, wees stil en luister, wees stil en weet wie is jou God, wees stil en luister wat is op pad en wie is op pad. En hier sê die Here vir ons in Jesaja 35 baie duidelik, dat hy die een is wat op pad is, dat hy die een is wat sal kom en die geveg vir jou sal veg, dat hy die een is wat sal kom en die weg vir jou baan vir grootheid, dat hy die een is wat sal kom en die woestyn gelyk maak, en soos wat ons hierso lees, dat dit 'n pad sal wees waarop ons kan wandel in die woestyn, met ander woorde in die droogte en in jou droë tye van jou lewe, en in jou hulpelose tye, en in jou hartseer tye, en in jou tye waar daar vyande is teen jou, en teen jou gepraat word, dat daar in hierdie tye, my vriend, dat God sal kom en 'n pad vir jou sal oopmaak. Dat hy in die woestyn vir jou, kom ons sê, dat daar vir jou 'n groot pad sal wees, waarop jy sal stap en jubel, en juig, en geen meer siekte is nie, geen meer vyande sal wees nie, maar wat in trou en in aanhou in hom glo, dat hy is wie hy is, sal stap, en die goddelose sal nie eers daar kan wees nie. Hulle sal nie eers op hierdie pad kan stap nie, maar hy is die een.
Ek wil vir jou weer lees in vers 8, en daar sal 'n groot pad wees, en 'n weg wat die heilige weg genoem sal word. Geen onreine sal daarop voorttrek nie, maar vir hulle sal dit wees wie die weg wandel. Selfs die dwaase sal nie dwaal nie. Halleluja. Dat hy die weg sal baan en die pad sal oopmaak. Dat ons sal loop soos wat hy wil hê dat ons moet loop. Dat ons sal doen soos wat hy wil hê ons moet doen. Ons moet net stil wees. Ons moet net volg wat die woord vir ons sê dat ons moet doen. Hou jou weg skoon, hou jou pad skoon. Kom weg van die sonde af. Draai weg van dit wat verkeerd af is. Draai weg van die negatiewe gedagtes, die negatiewe vriende, die negatiewe dinge wat rondom jou gebeur. En kyk net op en nie rondom jou nie. Maar glo dat hy is wie hy sê hy is. Glo dat hy die een is wat die pad sal oopmaak. Glo dat hy die een is wat vir ons die weg baan. Glo dat hy die een is wat die geveg vir jou veg. En jy hoef nie te gaan klippe gooi nie. Jy hoef nie te gaan bande brand nie. Jy hoef nie vir die munisipaliteit dinge toesuig nie. Maar jy gaan net glo in die Vader, dat hy die weg gaan baan. Dat hy die weg sal oopmaak. Dat hy 'n nuwe Jerusalem sal bring. En dat ons sal weet dat hy die een is. Dat hy die een is wat vir ons die deurbraak bewerkstellig. In hom en deur hom en met hom is die antwoord. En ek wil vir jou spreek oor jou lewe, dat daar waar negatiewe dinge op die oomblik met jou gebeur, dat daar waar jou gevoelens negatief is en voel of jy net wil gaan, en dat jy selfs partykeer vir God vra, maar hoekom kom haal jy my nie? Hoekom vernietig jy nie maar alles nie? En maak vir ons 'n nuwe Jerusalem oop, waarin ons kan gaan lewe, sonder sorge, en sonder pyn, en sonder gebreke, wil ek vandag vir jou sê, Jesaja 35, kom en sê is presies dit wat jy nou vra. Hy sal kom. Op sy regte tyd sal hy kom. Op sy regte tyd sal hy die weg baan. Op sy regte tyd sal hierdie bose, korrupte wêreld sien wie God is. En op sy regte tyd gaan die deure oopgaan vir jou en vir my, kind van die Here. Jy moet net vas bly staan in dit wat jy glo. Jy moet net vas bly staan dat nuwe dinge op pad is. Jy moet net vas bly staan by die woord wat sê, glo in my, en glo nie in jou eie insig nie, maar glo in my, dat ek vir jou die hemele sal oopmaak, en dat dit sal neerreën op jou. Ek wil vir jou kom bemoedig en vir jou sê, die tyd is naby. Die tyd is nie ver nie, dat God weer op die troon sal wees. Hy is al reeds op die troon, maar op die troon sal wees van hierdie wêreld. En dat die bose magte van hierdie wêreld nie 'n houvas het op jou en op my nie. Maar dat ons die glorie van die Here sal sien in hierdie wêreld. Hier waar ons lewe, tussen ons, met ons. Dat hy weer die manna sal stuur en die kwartels sal stuur en dat hongersnood tot niet sal gaan en niemand honger sal gaan slaap nie. Dit is 'n belofte van hom, dat hierdie dinge sal gebeur en ons moet net vas bly staan in hom, deur hom, met hom. Moenie los nie
en moenie laat gaan nie. Kom nader na hom toe. Raak betrokke in sy almag. Raak betrokke by jou gemeente. Raak betrokke by die werke van die Here. Gaan, soos wat hy sê, en maak disippels van alle nasies. Lê die hande op die siekes en glo. Begin in hierdie wonderwerk in te stap. Begin om in hierdie wêreld in te stap waar God wil hê jy moet opereer. Hou op om te kyk na dit wat om jou aangaan en kyk vorentoe in die Gees en sien 'n nuwe Jerusalem. Sien hoe God die negatiewe omswaai na die positiewe. Begin in dit te stap, my broer en my suster. Begin om nuwe dinge te doen in jou omgewing, in jou huis, in jou gemeenskap. Moenie net gaan sit en laat alles maar net verbygaan nie. Maar glo en bid en weet dat hy is die God van die almag. Hy is die een wat die antwoord het en die deurbraak sal bewerkstellig. Aan hom gee ons al die eer vanoggend. Of in hierdie dag dan, gee ons al die eer aan hom. En ons bid die Here se grootheid oor jou af. Ek bid dat Jesaja 35 in jou lewe gaan gebeur, in jou huis gaan gebeur, in jou vriende se lewens gaan gebeur. Vertrou net op hom en weet dat hy is wie hy sê hy is. Vader, dankie vir hierdie woord. Seën elkeen wat dan hierna luister, Here. Seën elkeen wat dan glo en weet dat U is 'n waarmaker van U woord. Ons bid dit vandag in Jesus se naam vir elke persoon, vir elke nasie in hierdie wêreld. Bid ons, Jesaja 35 sal kom en sal bewaarheid word, want U het dit gespreek. En daarom gee ons vir U al die eer in Jesus se naam. Amen.